Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na een van die belangrikste hulpmiddels in chemie, die periodieke tabel. Ons gaan leer hoe die tabel georganiseer is, hoe elemente geklassifiseer word en hoe elemente saam verbindings vorm. Teen die einde van hierdie video sal jy die verskil tussen metale, nie-metale en metalloïdes verstaan en ook weet hoe chemiese verbindings benoem word. Kom ons begin. Die periodieke tabel is op twee maniere georganiseer. Die vertikale kolomme word groepe genoem. Wanneer jy op of af beweeg in 'n kolom, beweeg jy binne dieselfde groep. Die horisontale rye word periodes genoem. Wanneer jy van links na regs beweeg, beweeg jy deur 'n periode. Elke element het dus 'n spesifieke plek wat deur sy groep en periode bepaal word. Elemente kan in 3 hoofgroepe verdeel word. Eerstens het ons die metale. Metale word links van die skeidslyn op die periodieke tabel aangetref. Voorbeelde sluit in natrium, magnesium, sink en lood. Tweedens kry ons metalloïdes. Hierdie elemente lê rondom die skeidslyn en het eienskappe van beide metale en nie-metale. Daarom word hulle ook semi-metale of halfmetale genoem. Voorbeelde sluit in silikon, germanium, arseen en antimoon. Laastens het ons die nie-metale. Hulle kom regs van die skeidslyn voor. Voorbeelde sluit in swaal, suurstof, chloor en brom. Sommige groepe in die periodieke tabel het spesiale name. Groep 1 staan bekend as alkalimetale. Groep 2 word alkali-aardmetale genoem. Groep 3 tot 12 vorm die oorgangsmetale. Groep 17 bevat halogene. Hierdie elemente is baie reaktief en vorm maklik verbindings. En groep 18 bevat edelgasse. Hierdie elemente is baie stabiel en reageer selde met ander stowwe. Kom ons kyk hoe 'n element op die periodieke tabel voorgestel word. Hier sien ons natrium met die simbool Na. Die atoomnommer is 11. Dit beteken die atoom het 11 protone. Omdat 'n neutrale atoom eweveel protone en elektrone het natrium ook 11 elektrone. Die atoommassa is ongeveer 23. Om die aantal neutrone te bepaal, trek ons die atoomnommer van die atoommassa af. So 23 minus 11 gee vir ons 12 neutrone. Elke element het dus sy eie unieke kombinasie van protone, neutrone en elektrone. Wanneer atome chemies met mekaar verbind, vorm hulle verbindings. Elke verbinding word voorgestel deur 'n formule. 'n Chemiese formule wys uit watter elemente die verbinding bestaan. Dit wys ook die verhouding tussen die elemente. Verder wys dit hoeveel atome van elke element teenwoordig is. Die formule help ons dus om die samestelling van 'n verbinding vinnig te verstaan. Daar is sekere reëls wat ons gebruik wanneer ons verbindings benoem. Gewoonlik word die element met die kleinste groepnommer eerste genoem. Sommige verbindings het ook algemene name. Byvoorbeeld waterstofoksied staan bekend as water. Wanneer suurstof in verskillende hoeveelhede voorkom, gebruik ons voorvoegsels. Monoksied beteken 1 suurstofatoom, dioksied beteken 2 suurstofatome, trioksied beteken 3 suurstofatome en tetroksied beteken 4 suurstofatome. Wanneer jy chemie bestudeer, sal jy sekere verbindings baie gereeld sien. Voorbeelde sluit in hidroksied, nitraat, sulfaat, karbonaat, fosfaat en sulfiet. Jy sal ook sien dat van hierdie 'n plus of 'n minus het wat aandui dat die ioon positief of negatief is. Dit is belangrik om hierdie algemene ione te erken, aangesien hulle dikwels in chemiese formules voorkom. Soos ons voorheen gesê het, baie verbindings het algemene name wat ons in die alledaagse lewe gebruik. H2O staan bekend as water, NH3 staan bekend as ammoniak, HCl word soutsuur genoem, H2SO4 is batterysuur, HNO3 staan bekend as salpetersuur, NaCl is gewone tafelsout,
NaHCO3 is koeksoda en CaSO4 staan bekend as gips. Hierdie verbindings speel almal 'n belangrike rol in ons daaglikse lewe. So kom ons vat vinnig saam. Die periodieke tabel bestaan uit groepe en periodes. Elemente word verdeel in metale, metalloïdes en nie-metale. Elke element het 'n unieke atoomnommer en atoommassa. Wanneer elemente saam verbind, vorm hulle verbindings met spesifieke formules. Ons gebruik bepaalde reëls om hierdie verbindings te benoem. As hierdie video jou gehelp het, gee dit gerus 'n duimpie op. Deel dit met jou vriende en teken in op MX Science Lab vir nog meer NW inhoud. Dankie vir die kyk en sien julle in die volgende les.